Okay, so ons gaan kyk na die reaksies. So jy moet daai reaksiepapiere by jou hê. En ek gaan nie spesifieke vrae opstel nie. As jy die reaksies kan skryf, dan kan jy weet watter tipe reaksie dit is en die name. Ons doen sommer al die moontlike vrae in een go. So die eerste ding wat ek wil doen is ek wil gou hê ons moet X se vergelyking skryf. So ek wil hê jy moet vir my daai ding daarbo 'n struktuurformule daarvan teken. Met ander woorde, iets soos dit: CH3 en dan bind hy met 'n C en 'n H en dan sal 'n dubbelbinding na 'n CH2 toe. Okay, daai is die eerste dis die reagens en dan is daar 'n reaksie wat ons X noem wat plaasvind en dan kry ons CH3. Ek hoef nie te verduidelik hoe ek nou hierdie struktuurformule skryf nie. Julle kan dit aflees van daai af, né? Sien julle dit? Hallo? Ja, oom. Ja, oom. Okay. So al wat ek by jou wil weet is, dis reaksie X. Ek wil hê jy moet dit neerskryf. Jy moet albei hierdie goed 'n naam gee voor, daai ene, en jy moet vir my 'n naam gee van daai ene en vir my sê watter tipe reaksie dit is. En die reaksietoestande inskryf. So jy moet hom gaan soek. Obviously hierdie twee goed se name gaan jy nou nie op papier soek nie. Jy moet hulle name gee en dan moet jy vir my sê watter tipe reaksie is dit en die naam en die reaksietoestande bysit. Met ander woorde, wat gooi ek by om daai ding te kry? Watter tipe reaksie dit is? As jy sukkel is fyn. Ek wil presies wys. So dis die eerste vraag. Die eerste vraag gaan wees iets soos watter tipe reaksie is X of wat is die reaksietoestande van X of watter anorganiese stof gooi ons by in X. Enigiets soos dit of skryf struktuurformules van die hele reaksie van X. Nou as ons al daai goed in een doen, dan beantwoord ons al die moontlike vrae. Goed. Skryf dit af en dan gee hulle vir my name. Jy kan sommer random nie vir my naam begin gee as jy weet wat dit is. Oom, is die eerste nie soos, is dit nie propeen nie? Propeen sal reg geantwoord word, maar ek sien die meeste memos doen prop 11. Want dit kan nie prop 21 wees nie, né? Dit kan net prop 1 wees. So, ek sal prop 11 antwoord as ek moet kies, maar propeen is nie veronderstel om verkeerd te wees nie. Okay. Wat sê jou juffrou? Gee sy net propeen? Sy sê as dit nie twee kan wees nie, moet ons net sê propeen. Okay. Right. En Henk, wat sê julle? Net propeen? Nee oom, dit is maar net ons juffrou sê dat ons kan om veilig te wees die een insit, maar as dit op die punt is waar dit nou nie na die middel toe kan skuif en daar is soos op die propeen. Ja. Dan bly dit maar net propeen. Okay. Right, so albei reg. Okay, propeen en dan Megan, is jy nog hier? Ja, oom. Wat is die antwoord aan die regterkant? Wat is die produk se naam? Propaan? Nee. 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 Nee, Jessie, ek lees verkeerd. Chloro- Ek het nie hom gesien nie. Propaan, né? Ek het nie daai kloor gesien nie. Right. Enigiemand, watter tipe reaksie is dit? Addisie. Dis addisie, né? Okay. Right, wat sit ons by om dit te kry? HCl. Okay. HCl, né? Is daar enige ander reaksietoestande? Nee. Nee. Okay. Dit word addisie genoem of jy mag die term hidrohalogenering gebruik of hidrohalogenasie. Is julle by? Ja, oom. Yes. Easy peasy. Okay, nou gaan ons van hierdie kloor af wat ons hier gehad het. Gaan hom net duplicate en hom toe bring. Dis die volgende reaksie P. Daar's hy. Jy moet nou van hierdie af 'n alkohol vorm. Kom ons maak dit pers. Jy moet nou reaksie P vorm 'n alkohol. Nou kan iemand my help. Hoe gaan die alkohol lyk? Wel, ek kan nie nog 'n koolstof by hê nie, né? Net 'n suurstof. Okay, waar gaan die hidroksiel bind? Wat 'n koolstof?
Denk, Mm. kom ons vra so. As ons met enkelbindings begin en met enkelbindings eindig, watter tipe reaksie is dit? Substitusie. Substitusie. Jy moet dit so verstaan. Okay, nou gaan jy na jou blaadjies toe met jou substitusie reaksies en jy kyk waar begin jy met 'n haloalkaan en jy eindig met 'n alkohol. Okay. Weet julle almal dat die hidroksielgroep daar gaan bind? Hy moet die kloor afknak, né? Sien julle? Die kloor moet afkom en dan moet hy in sy plek gaan. So dis 'n substitusie reaksie. Wat gooi ek by om dit reg te kry, om die kloor af te haal? Is dit die gekonsentreerde swaalsuur nie? Nee, Nee. ek wil dan juis 'n groep 7 element afhaal. Waarmee haal ek 'n groep 7 element af? Wat 'n -1 lading het. Hallo. Gaan kyk gou jou notas. Dis 'n baie belangrike reaksie die. Daar verdwyn Chardonnay. Henk, soek hom gou. Of is jy nog besig om af te skryf, né? Wel, ek tussen die twee, maar ek kyk hierso op die papier en daar gebeur hierso staan substitusie en daar op so. Hoe weet dit nou? Okay, ek gaan jou help. Om enige groep 7 element weg te kry, moet jy 'n groep 1 element bysit. So ek gaan iets soos natrium wat hidroksied bysit, sien jy? Kyk gou baie mooi. Ek gaan natriumhidroksied bysit. Kom ons wag net vir Chardonnay om by te kom. Chardonnay is gemute. Sorry, Ek gaan natriumhidroksied in oplossing bysit met water, met ander woorde. Dis uiters belangrik. En dan gaan ek dit kom maar verhitting by. Kyk op julle papiere. Gaan na jou substitusie reaksies toe. Ek het vir julle almal beter notas as jou notas vir jou de mekaar voel. Ek het baie goeie notas. Maar hulle sê hierso by myne vir dit effens. Vir dit effens, okay. Okay, ja, omdat dit 'n sekondêre hydroalkaan is. Kry dit gou. Dit is die sterk basis wat verdun is wat jy bygooi. Dan kom daar natriumkloried af. Né? So daai natrium daar en daai kloor bind saam en dan gaan daai hidroksielgroep daarin. Sien julle dit? ja, Dis 'n substitusie reaksie en dit word wat genoem? Hidrasie, né? Soek dit gou. mm, Wat Is met hulle by? ons hidrasie? ja, Ja. Ag, ja, dit is hidrasie. Hidroliese. Myne sê- Ag man, ekskuus, ja, okay. hidroliese. Hidroliese. Ja. Nie hidrasie nie, hidroliese. Hidrasie is wanneer ons water bygooi. Dis hidroliese. Okay. Het julle dit? Ja. Alright. Dis 'n uiters belangrike aksie en hier gaan ook 'n bietjie etanol by. Right. Okay, so wat kry ons nou? 'n Alkohol. Daai alkohol se naam is wat? Hallo. Propan 2 ol. Propan 2 ol. Okay. Happy? Dis 'n Ja. substitusie reaksie en dit word hidroliese genoem. Dis 'n eksamenvraag hierdie. Okay, wat gebeur dan? Dan gaan ons by die volgende reaksie kom. Daar's hy. En hulle sê vir jou daar, ons gooi swaalsuur by, H2SO4 en dan vorm dit 'n alkeen. Nou hierdie een kan jy hoogs moeilik verkeerd kry. Help my gou. Hoe lyk daai alkeen? Wat gebeur as ons swaalsuur bygooi?
Enigiemand. Wat doen swaalsuur? Dit dehydreer. Nou, Ja, okay, gaan kyk gou op jou notas. Watter tipe reaksie gaan dit vorm as jy van 'n alkohol na 'n alkeen toe gaan? Met ander woorde van 'n enkel binding na 'n dubbelbinding. Watter tipe reaksie is dit? Eliminasie. 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 So gaan soek onder jou eliminasie reaksies watter een jy gaan gebruik. Die een wat jy obviously swaalsuur bygooi. Wat word dit genoem? Net dehydrasie. Dehydrasie. Okay, wat kom af? Die hidroksielgroep val weg. Daar's hy. OH. En dan watter een van die waterstowwe gaan weg? Dit maak nie saakie. Want die dubbelbinding kan enige kant toe val. Nou, want hy kan nie in die middel van die ketting wees. Kom ons val hom sommer hierdie kant toe. Dan val hierdie waterstof weg. En dan vorm hy daar. Dan kom maar water af. Dis hoekom dit dehydrasie is. Dis die een van die 3 eliminasie reaksies wat jy moet ken. Die een is dehydrogenering, die ander is dehydrasie en die ander is kraking. So dis 'n eliminasie reaksie. Die toets wat jy hieroor gaan skryf, gaan jy baie hard moet leer. Okay. Want dis nie kan 'n werk wat jy nie maklik goed doen as jy dit ken nie. Okay, en dan het hulle 'n finale reaksie wat hulle Z noem. Daar's hy. Kom ons maak hom rooi. Nou. Hy werk van daai CH3, daai ene. Daai 2-chloro propaan wil ons nou direk 'n alkeen vorm. Met ander woorde, daai selfe alkeen is wat ons nou daar gehad het. Die ene wat ons in die vorige reaksie gekry het, wil ons nou dadelik maak van daai af C. Hoe gaan ons daai reg kry? Watter tipe reaksie is dit? Ook eliminasie. Ook eliminasie. Hoe weet Chardonnay dit? Want sy het gesien ons werk alweer van 'n enkel binding na 'n dubbelbinding toe, né? En dis hoekom dit 'n eliminasie reaksie is. Okay. Nou gaan jy kyk na eliminasie reaksies. Daar's net een manier om van 'n halogeen ontslae te raak in 'n eliminasie reaksie. Nou dit is uiters belangrik hierdie ene, want hy lyk soos P. Z en P lyk presies dieselfde. Daar's 'n klein verskilletjie. Jy kry dit in omtrent 90% van jou vraestelle. Ons gooi weer 'n sterk basis by. Ek gaan net gou hierdie goed skryf. Nou. Maar hierdie keer is dit nie verdun nie. Natriumhydroksied, maar hy's nie verdun nie, hy's net verhit. Daar mag nie water by wees nie. Kyk gou hierso. In die vorige een het hy so gelyk. Daar's hy. Natriumhydroksied wat verdun is in water, dan vorm hy 'n substitusie reaksie. As hy nie verdun is nie, vorm daar 'n eliminasie reaksie. So wat gebeur? Weereens daai natrium gaan steel daai kloor, so daar kom natriumkloried af en dan val die dubbelbinding net plat. En as die dubbelbinding plat val, val een van die waterstowwe weg. Eintlik is die ene wat wegvat. En ook daai OH. En dan kom daar water en natriumkloried af. En dis 'n eliminasie reaksie. Dit word dehydrohalogenering genoem. Nou. Ja, man. Okay. Henk is baie stil. Ja, Jy het tog nie sulke vloeidiagramme gedoen nie, nee. Net jou handboek Nee, het. nog glad nie, hoor. Nog glad nie. Okay, jou handboek het 'n klomp van die goed in. Alhoewel. Okay, dit beteken eintlik dat jy al die reaksies moet ken. Maar die beste manier om dit te leer is om eerste ding te doen. Kyk, watter tipe reaksie is dit? Is dit addisie, eliminasie of substitusie? En dan gaan kyk jy in jou handboek of ag nee in jou handboek in jou notas. Nou as jy nie nice notas het nie, moet jy my WhatsApp, dan stuur ek vir jou nice notas. Dit makliker maak. Okay, maar Ja, ons het redelike goeie ene, soos sê ons het nog glad in 'n driewerk behandel. So ek is maar bietjie moeilik. Dan die gedeelte nou. Okay. Right, hier gaan ons. Nog 'n vloeidiagram, daar's nog. Dan hierdie een is uiters moeilik. Kyk daai laaste een. Okay, kom ons doen dit nou. Right, ons gaan presies dieselfde doen. Ons gaan reaksie 1, 2 en 3 doen. Nou reaksie 1 lyk so: CH3
CH2 CH dubbelbinding CH2. Daai kan julle almal sien, né? Ja, Probeer dit mooier skryf. Ek wil solank hê iemand moet daai afskryf en 'n naam gee vir hierdie organiese verbinding. En dan gaan ons in reaksie 1 gaan hulle die volgende doen. Hulle gaan water bysit en ook swaalsuur. Maar die feit dat ons met 'n dubbelbinding begin, is 'n dead giveaway wat tipe reaksie dit is. Right. Skryf net dit af en dan benoem julle daai ding. Dan sê jy vir my wat 'n tipe reaksie dit is as ons met dubbelbinding begin en dan gaan soek jy in daai gedeelte van die reaksies wat is die antwoord en dan skryf jy dit in en dan benoem jy die antwoord. En daarvoor het jy 2 minute. dis Ja. Piet 1-1. Piet 1-1. Mooi. Wat 'n tipe reaksie? Addisie, reaksie, hidrasie. Het almal dit? Nee. Dit verkeerd. Nee, jy's reg. Ek sê net nie almal het dit nie. Nogie. Okay, daai's 'n dubbelbinding, so dis 'n alkeen op koolstof 1 met 4 koolstowwe wat dit biet maak. So daai is biet 1-1. Nou. Okay, baie mooi. Dan so Henk is eintlik baie maklik om dit te leer. Jy kyk, begin ek met 'n dubbelbinding. As ek met 'n dubbelbinding begin, dan is dit 'n addisie reaksie. En daar's net 4 addisie reaksies dink ek. So dan gaan kyk jy wat is die een wat ek water en swaalsuur bygooi. Nou. Okay. So in 'n addisie reaksie in elk geval of jy nou niks geweet het daarvan nie, die dubbelbinding moet oopgaan. sien jy? Daar gaan die dubbelbinding nou oop. Ek sit net gou al die ander waterstowwe in. Kyk, kan iemand my help? Wat kom af? Wel, daai water split. Daai water split in 'n hidroksielgroepie en 'n waterstof. Nou, wat het julle geleer van Markovnikov se reël? Die waterstof gaan na die een wat die meeste waterstowwe het, né? En die hidroksiel gaan na die een wat in die middel van die ketting is. Of meer na die middel van die ketting is, né? Onthou julle dit? Okay? Ja. Mag ek daai hidroksiel so teken? Nee, ek mag nie meer nie. Dit jammer, my nou so lyk. Okay, dis 'n addisie reaksie. Die dubbelbinding split oop en die groter molekuul gaan na die middel van die ketting en die waterstof gaan na die koolstof toe wat die meeste waterstof het. Okay, Henk, het jy dit gesien? Die oor kan. Kyk hierso. Kyk gaan na daai water wat ek die pyltjie gemaak het. Dit lyk so. Ja. So in 'n addisie reaksie split daai gaan die dubbelbinding oop split. Daar het ek nou die dubbelbinding en daar is hy oopgesplit in 2 aparte bindings, né? Dan volgens Markovnikov se reël gaan die waterstof na die koolstof toe wat die meeste waterstowwe het en die hidroksielgroepie gaan na die gedeelte toe wat meer na die middel van die ketting is. Die groter molekuul gaan altyd na die middel van die ketting toe. En daai is wat butan 2-ol, né? Ja. Okay, wat tipe reaksie is dit? Addisie, want ons begin met 'n dubbelbinding. Dit word wat genoem? Hidrasie, né? Ja. Weet ons dit? Ons lees dit vir nou eers van ons papiere af. Right. Nou moet jy reaksie 2 doen. Reaksie 2 begin weer by buteen. En ek gooi in elk geval net HCl by. Nou dit is uiters moeilik om verkeerd te kry. Watter tipe reaksie is dit? As ons met 'n dubbelbinding begin? Addisie. So die dubbelbinding split oop. Jy moet besluit watter kant gaan die waterstof en watter kant gaan die kloor. Okay, skryf gou daai en gee dit 'n naam.
Dis weer 'n addisiereaksie, want ons begin met 'n dubbelbinding. Ek weet nooit of addisie 2D is of 1 nie. Met 2D. Ja, Weet jy. okay. Raai, kan iemand my help? Waar gaan die kloor? Middel of punt? Middel. Middel. Hoekom? As jy groter atoom, dit gee meer stabiliteit. En die waterstof gaan na die koolstof toe, want jy weet waar meeste waterstowwe, Markovnikov se reël. En dan die reaksie 3 is daai ene. Met ander woorde, hoe gaan ons nou van daai haloalkaan na hierdie undo. Wat is? Net copy. Hoe gaan ons nou van daai haloalkaan na hierdie alkohol toe? Kyk gou mooi almal. Moenie te worry oor te veel skryf nie. Hier is net enkelbindings tussen die koolstowwe. En hier is ook net enkelbindings tussen die koolstowwe. So watter tipe reaksie is dit van enkelbinding na enkelbinding? Substitusie. Okay. Right. Hoe gaan ek 'n kloor wegkry van die hoofketting af? Enigiemand. Ek gaan 'n baie sterk basis moet bygooi, 'n groep 1 element soos kalium of natrium en 'n hidroksied. En ek gaan dit effens verhit met etanol. Moet daar water bykom? Ja, anders gaan daar nie substitusie plaasvind nie. Jou sterk basis moet verdun wees. Anders gaan jy elimineer. Jy moet gou baie mooi kyk voor enig moenie verder afskryf nie. As ek daai wegvat, daai AQ wegvat, dan kan daai reaksie nie plaasvind nie. Dan gaan dit elimineer. Sodra ek hierdie sterk basis verdun in water, dan gaan dit substitusie ondergaan. Okay, so wat gebeur hierso? Die kalium gaan steel daai kloor af. Hulle love mekaar. Hoekom? 'n +1 en 'n -1 lading. En dan gaan daai hidroksiel wat daar oorbly daar gaan op daai oop gappunt en vorm met 'n alkohol. Dis substitusie. Nou, wat word dit genoem? Watter tipe substitusie reaksie is dit? Is nie hidrohalogenering. Nee. Dit is Dit is addisie. Dis 'n hidrolise reaksie. Okay. Want hy gooi eintlik water by en 'n bietjie kaliumhidroksied om die reaksie aan die gang te sit. Nou. Happy? Ja. Watse substitusie reaksie is dit? Ook hidrolise. Okay. Hidrolise, daar's 2 hidrolise reaksies. Een waar jy net water bygooi en een wat jy natriumhidroksied bygooi. Ek gaan dit gou vir julle wys. Ek gaan dit gou kopie vir julle. Kyk hierso. Daar is die 2 hidrolise reaksies. Dit is presies dieselfde eintlik. Kan jy sien? Ja. Okay. So hierso is my kloor en daar gooi ek natriumhidroksied wat in water opgelos is en 'n bietjie verhitting met etanol. Dan kom die natrium en hy steel die kloor af vinnig. Dan is daar 'n oop gat en dan gaan sit die hidroksiel daar, né? Dan lyk dit so. sien jy? Ja. Nou as ons nie die natriumhidroksied in water bygooi nie, dan gooi ons net water by. Dan vat die reaksie baie lank om plaas te vind, baie lank. Maar die kloor kom nog steeds af en hy gaan bind net met daai waterstof. Dan kry ons HCl. sien jy? En dan gaan sit die hidroksielgroep daar. So albei van hulle is hidrolise. En albei van hulle is presies dieselfde reaksie. In die boonste reaksie gooi ons 'n klein bietjie natriumhidroksied by, net om die reaksiespoed te verhoog.
En dis hoekom hulle skryf natriumhidroksied opgelos in water, want daar's actually 'n klomp water, 'n waterige oplossing. Ja. Alkohol word opgelos in etanol en dan word dit behandel met waterige natriumhidroksied en verhitting. Dis baie belangrik dat jy nie die mekaar raak met hierdie reaksie en eliminasie reaksie wat uiters baie dieselfde lyk. In enige eliminasie reaksie mag daar geen water wees nie. Water keer eliminasie. Okay, goed. Ek dink die een is te maklik. Hoor jy nou? Ja, Ons weet nie wat reaksie 1 is nie. Dis interessant. Ons kan nie net Y weet nie, né? Ons gaan nie omdoen nie, hy's te maklik. Ja. Okay. Um, 4.1. Dis ons laaste een vanaand. Ek wil hê jy moet 'n struktuurformule skryf vir die reaksie wat by 1 plaasvind. It's not difficult. En jy begin met dieselfde trant wat ek jou geleer het. Jy begin met, is dit eliminasie, is dit substitusie of wat 'n tipe reaksie is, en dan gaan kyk jy daar. So ons moet nou 'n alkoholvorm daar, né? Hallo? ja, Okay. Dis reaksie 1. Ek dink nie dit is uiters moeilik om agter te kom waar die hidroksiel gaan sit nie. Ek kan net op een plek gaan, né? Hallo? ja, En as ons met enkelbindings begin en met 'n alkohol met enkelbindings eindig, watter tipe reaksie is dit? substitusie. Substitusie. Okay. En ons gaan 'n hidroksiel daar moet kry, né? Okay, so ek wil albei van hierdie goed genoem hê en ek wil weet wat gooi jy by. Jy gaan agterkom hoe belangrik hierdie reaksie is. Ons het nou net gedoen. Kan jy natriumhidroksied bygooi? Ja, jy kan natriumhidroksied bygooi en die reaksietoestande is effens. Okay, jy hoef nie hier verhitting by te skryf nie, want dis 'n tersiêre struktuur. Okay, dis nie verkeerd om dit te doen nie, maar jy gaan ook 'n bietjie etanol bygooi. En jou natriumhidroksied moet natuurlik in water verdun wees, né? Anders gaan dit nie plaasvind nie. Hoor jy? Ja, So wat gooi jy by? Verdunde natriumhidroksied of 'n waterige oplossing van natriumhidroksied. En dis 'n substitusiereaksie. En dit word hidrolise genoem. En ons het nou al 3 keer dit gesien vanaand. En dit wys vir dis uiters belangrik. Okay, in die volgende reaksie gaan ons nou daai alkohol vat wat ons nou net gekry het. En ons gaan gekonsentreerde swaalsuur bygooi. Wat beteken gekonsentreerde? Dit beteken daar is niks wat by nie. Niks water nie. Wat gaan gebeur as ons niks water bygooi nie? Ons gooi gekonsentreerde suur of 'n gekonsentreerde basis by. Wat 'n tipe reaksie? Dink gaan. Eliminasie. Okay, hulle help jou ook. Want hulle sê verbinding B wat vorm is alkeen. Nou alkeen het dubbelbindings, né? Hallo. ja, Okay. Hoekom is dit 'n dom som? Kan iemand net vir my sê, hoekom dink jy is dit actually 'n dom voorbeeld hierdie? Uiters dom voorbeeld. Okay, daai hidroksiel kom nou af. Hy kom af en hy bind met een van die waterstowwe om water te vorm. Kan jy sien dit maak nie saak waar jy die dubbelbinding laat val nie, jy kan nie 'n verkeerde antwoord kry nie. ja,
So as jy hom daartoe laat val, is hy reg. As jy hom regs laat val, is hy reg. As jy hom ondertoe laat val, almal is dan koolstof 1. So dis 'n stupid voorbeeld. Daar is jou alkeen. En ek wil hê jy moet hierdie alkeen gou benoem. Daai groene. Ek weet dit is lelik geteken, maar ek bedoel jy kan 'n beter job doen daarvan. Benoem gou daai alkeen. Dis 2-metiel prop 1. Prop 1. Prop 1. 2-metiel prop 1. Mooi. Okay. Is jy klaar met dit? Ja, wel. Henk? Ja, wel. Okay. In die volgende reaksie, ek gaan net gou hierdie in klein maak want ons het nou nie hom meer nodig nie. In die volgende reaksie wil hulle nou in reaksie 2. In reaksie 2 wil hulle met hierdie ouetjie begin en hulle wil met hierdie alkeen eindig. So as ons dit nou oorskryf, ons skryf dit nou oor en lyk dit baie beter. Dan wil hulle met hierdie een begin, duplicate hom net gou. Hulle wil 'n reaksie laat plaasvind. Dit word reaksie 2 genoem. En dan eindig ons met daai alkeen, daai C dubbelbinding C en daai. Okay. So hier is ons 2 waterstowwe daar en ons het niks aan daai koste. Right. So kan jy sien dat ons oral met enkelbindings begin en dan iewers met 'n dubbelbinding eindig. Nou. Ja, wel. Okay. Henk, watter tipe reaksie is dit as ons met enkelbindings begin en met 'n dubbelbinding eindig? Addisie is ons wanneer met die dubbelbinding begin. Ja, addisie begin jy met 'n dubbelbinding. Eliminasie eindig jy met 'n dubbelbinding. En substitusie is dit enkelbinding na enkelbinding. Okay. So wat? Dan is dit eliminasie. Eliminasie. Okay, awesome. Right. Nou gaan jy nou die eliminasie reaksie op jou papiere toe en jy soek die een wat jy 'n haloalkaan goners maak. Ja. En hy lyk soos die vorige een. Jy gooi ook natriumhidroksied by, maar hierdie keer is dit gekonsentreerd, né? En jy verhit dit effens met etanol, né? Dan gryp daai natrium, gryp daai broomatoom, né? En die hidroksiel van daai water gryp die ander waterstof wat wegval. Dan lyk jou reaksie so. Dit word dehydrohalogenering genoem. En hierdie is die moeilike deel. Daai reaksie en daai ene wat dieselfde lyk. Al verskil is 'n konsentraat van die een en 'n verdunning van die ander een. Ja. Ja, wel. Okay. En dan daai laaste reaksie, gaan ek gou dit kleiner maak. In ons laaste reaksie, gaan ons die alkeen vat. Né? Gaan net gou om daarso vir ons sit en hierdie klein maak. Daai alkeen vat en dan wil hulle hê ons bou in reaksie 3 bou ons C4H8Br2. Nou jy moet vir my 'n struktuurformule van dit skryf en dan vir my daai hele reaksie skryf wat dit is, hoe ons daar uitkom en die name. Okay, ons het klaar hierdie een se naam gegee. Dit was 2-metiel prop 1, né? Ja, wel. Okay, nou wil ek hê, wat kan ons doen om daai C4H8Br2 te kry? Help my gou daarmee. Dis not difficult. Wat gooi ons by? En ek wil nog inligting by jou hê van daai. Hierdie is 'n baie belangrike reaksie. Baie belangrike reaksie.
Check gou wat jy kan doen, gebruik jou notas wat jy het. Daai ding kan nou nie 'n reguit ketting vorm nie. Okay, jy verstaan dit, né? Net gou seker maak, almal verstaan dit. Jy kan nie jou 4 koolstowwe nou so gaan teken nie, want dit moet van daai vorige parent chain afkom, né? Né? So dit moet so lyk. Ja, Né, Megan? Ja, Henk, dit maak sin, né? Nou, En dan wat gebeur is, die dubbelbinding gaan oop. Bang, bang. En dan het daar 2 brome oor. So een moet daar vorm en een moet daar wees, né? ja, oom. Ek wil hê jy moet daai ding benoem. Is dit 1,2? Né? Dis 'n lang naam. Ek kan nie net so 'n naam gee nie. Dis 'n lekker moeilike een om te gee. Hy's 'n lang naam, so ek gaan hom hier so skryf. Hy is kom ons bou hom net gou-gou. Hy's 'n alkaan, né, met 3 koolstowwe in die hoofketting. So hy's 'n prop. Maar op koolstof 1 en koolstof 2 het hy brome. So dis die bromo. En op koolstof 2 is daar ook 'n metielgroepie. Maar B kom voor M in die alfabet. So dis 1,2 die bromo 2 metiel prop aan. Né? Ja, oom. Okay. Right, wat het ons gedoen om dit te kry? Wie weet? Wie kan gaan soek op jou notas en sê wat jy gedoen het? Jy het broom in liquid vorm bygegooi, né? Ja, oom. Okay, of jy kon broom in 'n polêre oplosmiddel. As jy broom eers in 'n polêre oplosmiddel gooi, dan kan jy dit bygooi. Anders gooi jy jou suiwer broom by. En dit word die toets vir 'n alkeen genoem. Hoe weet ons hoe verduidelik vir my die toets vir 'n alkeen? Hoe werk dit? Hallo. Watter kleurverandering word waargeneem? Aan die begin as ons die broom bygooi, dan is dit oranje kleurig. Maar sodra hierdie alkaan vorm, dan raak dit kleurloos. So reg aan die begin het jy 'n kleurlose alkeen. Dan gooi jy jou broomwater by, dan is dit oranje. En soos die reaksie plaasvind, dan raak dit weer kleurloos. En dan is dis 'n toets vir 'n alkeen. Dis hoekom dit 'n belangrike reaksie is, want dis die enigste toets wat jy het. Jy het nie toetse vir alkane of alkyne of whatever nie. Jy het net toetse vir alkene. Alkene. Ek gaan nie daai net doen nie. Hierdie is hopeloos te lank. Hè? Ek kan dit copy. Né? En jy kan dit op 'n groep draai. As jy wil. Dankie, oom.
Daar's ook 2 toetsies oor die werk wat jy moet gaan doen. Né? Ek dink ek dink ons gaan stop. Net gekyk. Hierdie reaksie is uiters maklik. Né? Kyk hierso. Kom ons kyk net gou-gou, net gevlugtig na dit saam. Hierdie reaksie kan ons nou nie doen nie want hulle moes iets gesê het oor eie. Maar as jy hierdie organiese stof het, molekule het, hy lyk net so. Nou hierdie kom uit I don't know, hierdie vraag is te maklik. En al wat ons bysit is HCl. Kan jy sien hoekom ek sê dis te maklik? Want jy kan nie 'n fout maak om die kloor op die verkeerde plek te sit nie, né? Jy gaan begin met dubbelbinding, so die dubbelbinding maak oop. Ek gaan net gou dit doen. Daar's die 2 waterstof wat ons begin het mee. Daar's die 2 waterstof wat ons begin het mee. Nou maak die dubbelbinding oop. Maar dit maak nie regtig saak waar jy die kloor in die waterstof sit nie, want jy kan nie verkeerd gaan nie. Nee. So dis dom. Ja? Ja. Die ou wat hierdie vraestel opgestel het, dit moes nie dis nou reaksie 2. Dit moes nie ingesit gewees het. Daai organiese molekule reg aan die begin moes ten minste 3 koolstowwe gehad het, sodat jy fout kon maak. Maar jy kan nie nou 'n fout maak met reaksie 2 nie. Self met reaksie 4 kan jy nie 'n fout maak nie, want jy begin weer met hierdie dubbelbinding, né? En dan eindig jy, né, met C2H6 en dit lyk so. Sien jy? So wat het ons bygesit? Ons het waterstofgas bygesit met 'n platinum katalisator. Dit is te maklik. Kyk. Hoor jy nou? Ja. So ek gaan hierdie delete, hierdie bladsy. Want dit is, I don't know, it's te dom. Okay. My notas lyk so. Maar as jy goeie notas het, moenie nog nuwe notas kry nie. Kry net leer net om jou reaksies te gebruik. Myne is net opgedeel anders miskien. So dis maklik om dit so te sien, maar gebruik jou skoolse notas en die maklikste manier om die reaksies te leer is om van buite af na binne toe te werk. Eers identifiseer watter tipe reaksie dit is en dan binne toe na die spesifieke gedeeltes van die reaksie te werk. En dan gaan jy agterkom. Daar is net like 5 addisie reaksies. Daar's actually net 2 eliminasie reaksies en 3 substitusie reaksies. Dit is regtig min. En jy word oor en oor dieselfde gevra. Okay. Ja. Ons gaan niks verder doen. Okay. As iemand nog 'n vraag het, is welkom. Ons gaan volgende week met fisika begin. Momentum en impuls. En almal van julle behoort volgende week by fisika te wees, tensy Henk julle besluit om ek wil net jou moenie so seker wees. ja, maar ek dink julle gaan dalk 'n prakties dan inwerk voor die tyd op Ester. Ons het dit gedoen die week. Het jy geweet dat op die program is die prakties en die memo klaar daar, né? Nee, ons het net die prakties gedoen, fisiese praktiese gedeelte gedoen. Ons doen nou volgende week Woensdag doen ons die toetsgedeelte. Met die Esters. Ja. Jy moet op die program gaan kyk, daar onder die organiese chemie se worksheets is daar 'n Ester prakties met memo. Okay, dankie Bam. Okay. Goed. Right, ek sien julle volgende week weer. Dankie. Bye bye, lekker aand. Bye. Dat is gewoon